So dan skep 'n grens tussen mense, tussen formele en informele. Hierdie video wys hier ook, daar's 30 kilometer meer dit en daar's grense tussen wêrelde. Ek wil nie agter in die saam met die hele afskeid spreek oor iets meer weet. Ek het ook maar niks nie. Ek weet niks van sakekamers nie. Ek moes in die syde goed bestuur, maar ek weet niks van julle wêreld. So ek wil graag vir julle ook leer as akademikus dat navorsing oor 'n deel van die wat afgeskep is. Maar ons moet saam leer. Maar ons ook die mense in die gemeenskap vra by hulle leer. So hier is 'n leerproses. Dit word wat is. Moet dit nie gebruik. Ek kan nie hoor nie, ek kan julle. Goed. Nou goed, as ek dit aan die gang kom, nou ek lank in die universiteitsbestuur het was ek dat ek gekom in die akademie. En 'n konferensie bygewoon van die teoloog, afkundiges, ek was nou weer by in Johannesburg. En ek is op die daar gesit en sê, wat doen die ekonomie met deze aan? Dus, vrees het my nie, daar was die ene referaat oor werkloosheid. Daar was ook baie gedoen, kernbeleid, skadebeleid, begrotings, inflasie, arbeidskwessies, maar niemand het gevra wat doen ons op werkloosheid. En dit is my vriendig getrek. Ja, oké. En wat doe jy ook, maar ek kan vertel nie, maar ek het so lang opgelees en uitgevind wat dat hy wil gaan aan. En een van die leerders was dat die mense van in silo's die vakkundiges werk en hulle praat ook nie met mekaar. Maar wie staat nie? As het volg daarvan is daar 'n groot projek geloods deur die nasionale tesourier wat ons te befonds het by Kaapstad Universiteit oor werkloosheid, maar ook ongelykheid en inklusiewe groei. Ek was 'n convener van hierdie projek, as 'n deel van die werkloosheid deel. Okay, en as deel van die oorsig en ons wil die kennisgapings identifiseer. En ek wil maar alles sien, maar hier is niks oor die informele sektor. Neem maar in werkloosheid, daar is niks oor die informele sektor. Kennis, hier is wat gapings in die navolging, in die kennis en wat bestaan in die land. En toe ons begin met die projek, wat die boek op I said informal sector employment project. Hierdie is die resultaat van 3 jaar, 4 jaar van mense over die hele wêreld en baie dissiplines en instansies en akademici en NGO's en staatsdiensmense om die gapings te vul of te begin vul. So dit waarvan hy geskryf is en dis 500 bladsye verskillende vakgebiede en areas om net te sê hier is 'n basis van waar ons kan werk. Okay, so ek is ongelooflik dankbaar om te sien dat jy aangaan by julle. En ek wil ook sê, die een doel wat ek gehad het was om net die navorsers te kry om daarmee te werk. Maar dit is nie 'n sexy area nie, okay? Dit is nie glamorous nie, daar is nie blink gebouwe nie. En dit was ook, jy weet nie wat daar aangaan. Alles jy in die formele wêreld bly, en dan weet jy nie wat daar aangaan. En akademici wil ook syfers sê. Ons het 'n groot rol gespeel saam dat is die Stiek Suid-Afrika om nuwe syfers te kry. Surveys, national surveys oor die informele sektor. Daar was maar goed nie, maar weet van ook nie. So 'n groot deel was ook om syfers te kry, om 'n bietjie daarvan wys. Sodat die navorsers daar kan werk. My tweede missie die laaste jaar nou van die boek op is om met beleidmakers te praat, om hulle persepsie te verander. Want beleidmakers ignoreer die sektor. Spytvolk ignoreer. As 'n staatspresident 'n job summit het, dan nie enkele woord oor die informele sektor. Daar word wel gepraat van die township economie, okay? Maar hulle praat nie van die informele sektor. Beleidmakers wil nie daaroor praat, en ek weet nie hoekom ook nie. Hulle skaam is daaroor nie, hulle voel dis iets van apartheid, hy moet weggaan, of as ons nou groei en ryk word, gaan hy weggaan. Dit gaan nie gebeur nie. Nie in ons leeftijd in elk geval. Maar hulle is ongewacht om daaroor te praat. En dis een van die take wat ek hulle het, is om die plaaslike oorlede aan die praat te kry hieroor. Hulle is nie gewoon aan nie. Hulle wil nie. Nou die derde groep wat ek hoofd aan wat ek het eindelijk vir hulle nie geplan het, is eerlijk. Wat er ook aan die stakekamers en die gevestigde besighede in die gemeenskap speel, om dit aan die gang te kry. En die nasionale regering het beleid en alles, ek sal ons sê, maar hulle is te ver daarvan, hulle is bezig met groot grandioze systemas. Wat belangrijk is, ne? Maar hulle is nie klaar om die informele sektor. Die vertel ons nie die reg.
En dit selfs nasionale saakorganisasies, dus wat die AHI nasionaal, hulle sit by Netwerk aan die skouers stuur met die ministers en met die IMF en alles. Dat is om hierdie worstel vir die settlement te krijgen. So niemand praat met hulle, die vakbonde gee ook nie om vir hulle. Hulle is nie meer die vakbonde, die mense met die ekonomie. Die vakbonde is op het lang en weer waar ek gaan betaal en wat gaan stem. So die vakbonde is eintlik teen die ekonomie. Want hulle kan nie lede kry. Hulle vervullig dit afval. So niemand praat namens die ekonomiese sektor en die beleidstafel. Niemand. Maar dat is net nie van. Nou dit kan ek stop, maar ek het ouens wil dit nie gebeur op grondwas. En nie sit en wag vir 'n minister of selfs die provinsiale minister. Ja, dat gaan nie goed doen. Okay, werk nie van, hoor jy nou my goed? Net gauw, hoekom? Werkloosheid is net te erg, okay? Hy is nou nie ouwe, dit gaat nie af. Hy gaat er hier en weer, maar dit is ontzettend baie mense wat werkloos is. Dit was ek nog nie die ooit sien, ne? Ben je nog ziek? Ja, zeker. Okay, allemaal die onder meer, die 8 miljoen of 10 miljoen mense wat werkloos is. Die punt is, dit gaan nie af nie, dus 30% van mense, en dit weet hoe jong mense is van werken. En elke sê hulle mag, wat Pretoria om het recht te maak. Want hulle weet ook nie. Niemand in die kan ook nie wil nie. En dat kan nie meer. Dit is een ongelooflijke ingewikkelde probleem. Okay? Hulle mag wat groei om te kom in dat. As het om die skip nie kan opkom. Groei met, julle moet het skip waar julle leer. En dan sal hulle het van hier sê, groei het opgegaan. Dit is een wacht van groei. Ek het baie gestraat in die debat met werkloosheid, die wacht die skip en die aankom met 7% groei. Ons wacht nie vol. Nou verlang met ons. Ok, net groei, waar gaan die groei in? Die groeikoers was hierso tye redelijk goed in die 6 stads oud jare. Hier moet beste keer aan die baie goed van vir kopie jare. En kom is het net afgehaald. Ok? En julle weet, dit sien het kan, julle sien het nie elke dorp. So, die ander ding is, die groei wat ons het, is nie inklusief nie. Dan moet inklusiefheid beteken ek, bedoel ek, mense nie deel nie doen nie. Nie dat mense een grant krijg, nie het opbelangrijk, want dit is nie een deel te wees van die ekonomie. Om deel van die ekonomie te beteken nie werk. En tot ons inklusief is in die sin wat ons nergens kom. Baie mense in die land, dit is fijn. Die gaan maar net die geld uit achterna, dat die inklusief die ekonomie. Dit is meer inklusief die ekonomie. En ons vrees in elk van die arbeid intensief nie. As die cijfer daar, die 5 daar. Dat wil sê, as die groeikoers van die ekonomie 5% is, dan groei in dienstname onmiddellik op die helfte dag. Op die lang termyn is dit die onmiddellik, helfte, 5. So groei so goed as hy is, geef nie ons wat werkverdiend doen. So, dit is onwaarschijnlik dat die vormende ekonomie ooit vir allemaal in die werk in die land gaan werk. Gaan nie gebeur. So, waarom waar ons werk? Wat het ons doen? Ja, dit is vraag gesê. Ok. En breng die dan, die voorste wijs die ekonomie op die Europese sluiting, die hele omvang van die ekonomie toegeneem, wat kan nie van 60 gaan. Ja. Hier is die groei in dienstname. Nou, onthou nie dat nie. Dis die ding wat hy in die helfte van die dienst groei in dienste. So in dienstname sukkel en nuwe tegnologie, wat is nuwe tegnologie? Dit laat minder in die mense in dienst gegeven. So daar gaan nie oploop. As ons dis wat met die ekonomie as ons dit aanpas gedoen het. Ok, dan hoekom dat in die informele sektor, ek het seker klaar gesê, maar grootste as jy van navolgende armoede, die grootste enkele rede is obvious, dat armoede is omdat mense nie arbeidsmarkt moet sê. So as jy van armoede iets aan doen, wat enorm hoog is op die land, moet jy met die arbeidsmarkt werk, jy moet werk skep, enige soort werk. En die informele sektor het dat hulle aangetoon, wat jy sien, is een groot rond van die dienstname, en van die dienstname groei, maar my sukkel. Okay? Maar armoede gaan nie op 'n ander manier opgelos word as die arbeidsinkomste. Welsynsverbetering
instruksies en toelaat en al 'n rol wat is om jou op te vang as jy jou regtig niks het. Maar dit skep nie 'n lewe wanneer jy jou nie dignified lewe. Okay. Ek het laat gesê dat wat ignoreer die sektor of niemand doen hom nie. Die laaste dokument van die tesourier wat nou is dat die Roemenië minstens noem 3 keer informal enterprise. Ek weet nie of dit al mooi weer daarvan praat, maar minstens word dit gedoen, want in nasionale maatskappy word dit genoem in die ekonomiese hoofstuk nie, dis op alle baie. Okay, en dit is wat die president wel genoem het, die job service was, is, wat is dat plan? Industrialisasie. Dit is die waarde dit ding. Hulle wil industriële parke hê by stede, niks verkeerd met dit daarmee nie. Maar asof dit nou die township ekonomie gaan red. Dan wil hulle kyk nie na die werklike aard van hoe lyk die township ekonomie nie. Hulle wil net die glamorous ding doen. En linkerkant. Dis hoe ministers werk, dis hoe nasionale sakeorganisasies werk. Hulle wil glamor hê, dis groot goed is in die werk nie. Dit lyk soos wat Greek daar, so nee, dis wat hulle wil hê, by die township. Dit kan werk, maar dis nie wat die township ekonomie lyk. En jy gaan nog iets moet kry aan die hele ekonomie so lyk. Jy moet jou hande wel en werk op die grond. Okay. So daai ding van nou, daar was ek in 'n sekere park, daar is toch nie, want daar is verkeerde plek. Die werk nie, nou wil hulle realiseer en die heidingswerk. Okay? Ek wil nie sê, dit is dom ding om te doen nie. Dit kan nog werk, dit gaan nie heel oplossen. Dit kan hulle net vir wat se ding sê om nou sê, dat ek kan net dat my punt kom. Julle weet seker. My indruk van mense as ek praat met beleidsmakers en navorsers, almal is bietjie buitenading sien van die informele sektor of ek kom my hoor dit maar af dis useless mense, hulle sien nou besig met hulle het nie ambisie nie, hulle is nie entrepreneurs nie, is een man met een persoon mense wat hulle maak so ergens, maar is dit nou wel, dis nie besig. Okay. Ek sê dit nou kriek, maar dis op baie mense dink vir die en met hulle sê dit leer jy as baie van die al die spesiale en al die eerste is die risiko wat mense nou hier beskryf as jy weet hoe mense sê maar as jy is nie moeite werd om iets beleid te hê daar, want jy van 'n paar dae nie van kom. Ja, dit is 'n skrif. Dit is absoluut 'n bewering en buitenading. En geen en bekend van begrip van wat daar aangaan en wat dit is om arm te wees. En 'n lewe te probeer maak so baie groot gesien. Dit gee my net wat kwaad word daar. En dan daarom wil hulle net daar praat die beleidsmakers. Hulle sê dat jy moet weggaan. En nee, ek wil net weggaan nie in die ekonomie. Maar wil dit nie sien. Okay, so dis die vergeete sektor as jy van beleid praat. Nasionaal, provinsiaal en plaaslik. Okay, en die definisie, tegniese definisie, statistiekdienste die onderneming stel, as jy onderneming geregistreer is vir BTW of belasting nie, dan is jy tegnies informele. As op tyd is dadelik as jy ja nie, hulle is informeel want hulle wil die belasting betaal. Dit is snel. Hulle verdien nie naaste my genoeg om die BTW net te kom opbring om te belasting. Maar dis 'n tipiese ekonom, of baie keer sake waar infrastruktuur nie eintlik nie, ek het gestaan nie, was ja nee, dis maar mense wat nie belasting betaal. As hulle nou kies om so armoede te leef. Anyway, dis wat die vak oor maar as jy tegniese definisie daar. En ek sien hulle as embrioniese ondernemings, seedling enterprises. En dit sê my alles. As 'n plan daar met potensiaal wil groei, maar hy waardering kunsmis en ondersteuning wil. Okay, die seedling enterprises, dat is nie mense wat probeer belasting ontduik. En daar is soveel wisdom sekers oor die sektor nie. Dit is verkeerd op as jy met regeringsambtenare praat. Okay. Hoeveel is daar? Ons het eintlik nou redelike statistieke. Ons het 2 miljoen ondernemings in Suid-Afrika. Okay. Ek nou die beste afsluit speel. En hoeveel mense werk aan 3 miljoen? Nou, hoeveel mense werk in die hele land? Hoeveel mense werk? Okay. Eenheid elke 6 wat werk in die land. Werk in die ekonomie. Eenheid elke 6. Hoeveel is hierdie? Hoe is dit?
Okay? So, as julle verteenwoordigend was, dan keer die 15 van julle in die gemiddelde ekonomie gekry. So as jy dan die tafel kyk, elke reis daar 4 minute. Dat ken jy jou antwoord. Ja, jy om nie. Jy gaan ook voor. Ek kan hoor jou. Ja, jy gaan maar nie hoor. Sê so. Wat ek vir jou. Sorry man. So mooi ding, eenheid al 6. Kyk nie so vir 'n lykie af, die 6 mense. Een van julle het teenwoordig net om jou sê. Hoe kan mense nou sê dit onderlaag? Dis nou aan die 5 minute dat jy nie dit is 'n afkomsyfers, okay? Dit is help vir mense. Goed. Nou as jy die Weskaap nodig, die Weskaap, ek weet nie as jy nou ontmoedig jy nie, het omtrent die kleinste informele sektor. Okay? So julle is ook nie vir die burger van die land hier, julle ook weet. Want Gauteng sê met hier is iemand gesê dat hier so die Weskaap van die mense wat werk in die informele sektor, hierso die share, of van die hele land in het hele 10%. Gauteng het 27%. Kom maar gaan en hy is die grootste en dan betaal dit so. Die hoogste toetse is maar in die baie arme provinsies uiteraard. Maar julle weet ook die Weskaap se demografie gaan nie verander. Van hierdie syfers, die skuld onder is eens vir hierdie syfers, is die 2013 en julle weet dat alles gebeur die laaste 5 jaar, van die make-up se metropool. So moet jy dink, julle kan maar terugsit die informele sektor is klein, maar die armoede het elke dorp raak, die hele dorp. En daar vir al die mense wat self arm is. Okay. Nou wat ons maar eers aangevoer het met die syfers is net. Dat op jou onderneming is nie maar net 'n paar mense wat wil leef en hulle nie werk skep nie. Behalwe vir hulself nie. Daar is 'n groot hoeveelheid werkskepping daar. En wat belangrik vir ons is betaalde werkskepping. Dis betaalde job. Dis nie net jou familie wat jy help of so nie. Dis betaalde werk. Nie alles nie, wat is hy verseker. In die hele informele sektor, nasionale syfers nou alles. Is ook denk, twee perspektiewe op die syfers, om daai 3 miljoen mense wat werk. Omtrent 80% van die ondernemings is inderdaad een persoon ondernemings. Okay? En net 20% het werknemers. En daar is dat jy daar uitdaging, om daai te verander. Maar wat ek wel sê, daai 20% het eintlik werk vir die helfte van die 3 miljoen mense. Alles omgestel, want al die mense, al die 3 miljoen in die informele sektor, werk die helfte, en ondernemings waar dan inderdaad werknemers betaal word. Ek weet nog, jy kan ook die mense tel en jy kan ondernemings tel. Maar 'n klein groepie skep ons hier werk in die helfte van die mense. So moet nou nie by kom sê daar is nie ambisie of werkskepings georiënteerdheid ondergaan by ondernemings. Maar dit is klein, dit is 2 of 3 mense, né? Maar daar alles speel 'n baie groot rol. So hierdie in die land nou 400,000 wat ek nou noem, multi-person firm, skep werk vir 1,2 miljoen mense. 3 keer soveel, net so die gemiddeld kan jy ook sien hoeveel mense in diens doen. Dis nie baie nie, maar dit skep werksgeleenthede vir mense. Okay, so help ons gesê werk inderdaad in besighede waar 2, 3, 4 mense is. Dis nie net alleen enkel mens ondernemings. Nie dat hulle onbelangrik is nie, maar daar is werkskepingspotentiaal. Nou, al net gaat op hierdie 1,6 miljoen, nie daar ek vir my. Okay, ek vat uit by 3,000. Daar 2 miljoen mense, daar 2 miljoen besighede, daar 3 miljoen mense. Van daai 2 miljoen besighede is dat 100% of 400,000 het nie mense in diens. Okay, hulle het 1 miljoen in diens, 3/4 van hulle is betaalde mense. Okay. So die eienaars saam met die betaalde is 1,6. Okay, dit is my syfer. Die eienaar is 2 of 3 werknemers, dit is 1,6. Wat betaal word. Okay. Dit. Nou, ek sal die 1,16 sê, ek kom nie te doen. Wat ek hier vraag is, die mynbou sektor het 'n derde daarvan. Dit kom hier kom. Die informele sektor se betaalde werknemers saam met die eienaars is 3 keer soveel amper as die mynbousektor se formele werkers. Nou wie kry die meeste aandag?
Wie lobby die beste? En julle is stillig daar in die saak. Goed, die mynbousektor is baie belangrik. Nee, daar baie ander dinge by wat van die daar uitvoer en goede fout. Maar nie steeds die selfde nie van gelyk wat nie so eenvoudig nie. Maar as jy oor werkskepping praat, die mynbousektor is eintlik onbelangrik. Vakbonde het baie lede daar, net so hulle kan lobby en praat en oor hulle lede, maar wat praat hulle? 'n derde van die mense wat in die sektor is. Maar die sektor wat die politiek van die burger nie, die cloud nie, as jy by netwerk nie, nou oor die keers doen. Okay. So dis skrikwekkend daai tipe van vergelyking. Ja, dis nie heeltemal geldig al die vergelykings is nie, maar as jy net die iets klein is wat word net pak. Okay. Net gou is hierdie presentasie ondernemings wat mense in diens neem. Ons het daar gefokus, né? Dis in diens van hulle ontwikkeling. Het geweldig toegeneem, jy kan net sien die blou. Die proporsie ondernemings wat mense in diens gehad het in 2001 was met 'n derde, net 1 tot 2 verhouding. En nou is het al 50 en dit is in 13 en nou 55. So ek wil nog iets anders sê, dat iets verander in die ekonomie. Dat iets verander. Dat dit meer besigheidsgeoriënteerde plek geword het, dat daar meer en meer mense is wat dinge wil doen en 'n besigheid wil skep en die vermoë het in die algemene geskooldheidsvlak in die land, maar veral onder arme mense het baie verbeter in die skoolstelsel. So sleg as dit is die geskooldheidsvlakke al hoe beter. Kom kyk die demografie, baie mense het matriek, het selfs nagraadse opleiding wat nou in die informele ekonomie ingaan. Dat is regtig strukturele verandering wat aan die verander is. So daar is plek vir sakekamers om betrokke te wees. Okay, ek het almal nou ek het nog op hulle. Wat is 'n voorbeeld as 'n belangrike een, maar dit is ook 'n misleidende een. Vir al die stede, die groot dorpe, ek weet nie hele stad nog nie, is daar 'n indruk van waarnemers dat dis al wat daar is eintlik is voice speakers en street riders. Want dit is wat mense sien. Of is wat mense is mee geïrriteerd te sien. Okay? Dis een van die sê wat sê, ag nee man, wat is dit nou? Dit werk. Nou eers is daai mense baie belangrik. Hulle skep werk vir hulself en hulle gesinne. Maar daai komponent, as die ander struktuurverandering is aan die kleiner word. Daar's 'n groeiende deel mense wat eintlik basies ander goed doen in die hele sektor van die ekonomie. Vervaardiging, bemarking, toerisme, you name it. Dis nie net meer die straatverkoper of die wijspreker. So, julle werk in sektore, julle kundigheid. En in elke sektor is daar mense in die informele sektor wat sou kon baat daarby. So, kom ek weg van die prentjie dat dit bestaan uit mense wat verwerking doen of wat in die straat kos koop. Dis die sigbare deel. Die res weet julle nie van. As jy sê jy baie kommunikasie. Nou as jy die terme rondry bietjie, en hier is in Delft en so in die Kaapse sommige mense gewerk daar. Net 'n indruk van die ander soort wat nie staat streetriders is of plus verwerking. Motors, ek kan goed sien KFV, computersales, educator. Die groot ding is nie dan so terug op as staalfabriek wat hekke maak, vensters maak, deure maak, die deure maak. Kom jy sê so? Alreis, okay? Glas en aluminium besighede. Kwekery. Wat ons tuine in die township kry en plante in die township. Weermaal, en hier die boubedryf wat ons ken, maar die informele boubedryf ken ons nie noodwendig. Okay. Nou net gou, dit is die grootte van die dan sê dan 4 miljoen mense wat werk, daar 2 miljoen mense. Die ander syfer is nuwe werkskepping en nuwe ondernemings wat gevestig word. Wat is daar dinamiek of is dit 'n statiese ding wat mense vir ons gaan? Of die blok nie beeld. Nou hierdie sou ons op uitraak en ek my eie hoof gestel het baie hieroor gestaan. Die Job Summit van verlede jaar se doelwit was hoeveel werksgeleenthede wou ons skep. Weet jy? Wil jy? Né? 275 Ja. Ja, dis sy wat genoem is. Daar was ander nog goeie dag vir ons syfers, maar dit is sy wat genoem is. Ek wil meer sê dat in die 12 maande van 2013 wat ons syfers bereik het, 2 keer soveel geskep. 550,000. Okay? Maar nie praat wat ons doen. Okay, dan begin meer detail. Om dit 150,000 daarvan is geskep deur ondernemings wat mense in diens geneem.
Dat wil sê, die ondernemertjies is nie staties nie. So die mense wat hierdie ding van jou, dit gaan sê maar dat 3 mense of 4 mense is. Daar is 'n gewilligheid om te groei en 'n vermoë om te groei, maar daar is ontsettend baie beperkings, wat moeilik maak. Okay? Maar moenie mense sê dat word nie werk geskep. Nou, obviously daar word verminderd, soos die net bezig werk. Dit is eintlik net 'n heel normale besigheidsomgewing, maar daar word werk geskep. Okay. Dan nuwe ondernemers. 380.000 werkgewers is geskep in daai 12 maande deur nuwe ondernemers. Deur 300.000 nuwe ondernemers. So moenie maar sê daar is 'n entrepreneurskap of drome of ambisie nie. En baie van hulle word as enkel persoon geskep en ander word as multipersoon geskep. Normale ekonomie. Nee. Nou 40% van daai mense maak dit nie. Gesê maar dit. Nou ek dink in die formele klein sake sektor is die mislukkingsvloed nie baie anders. Ek dink nie nou sê dat dit veel anders is. Vol anders. So nou is die vraag hoe gebeur dit? Nou my vraag, kan ons iets daaraan doen nie? Dan is my vraag aan julle. Daar is 'n groot nasionale inisiatiewe, R100.000 besighede word gestig. 40% van hulle maak dit nie. Nou hoekom nie? Okay, en kan ons iets daaraan doen? Party mense sê jy weet wat dit nooit maak nie, dis 'n besigheid werk en ondernemerskap werk. Maar as jy met vele faktore wat teen die besighede tel, waar ek dink meeste baie kan. So ek wil sê die job sou dit nou groot glorie televisie nasionaal internasionaal. Hoeveel werk het dit dan? Wat help dit? So wat ons sien dat hy help om 10 miljoen mense in die werk te kry. Dit is onbelangrik, ek wil sê hulle asseblief kyk net na die hele ekonomie. Moenie een deel uitlos. Nou goed, so dit is by julle. Werkskeping in elke dorp. Wat gaan julle daar doen? En wat kan die informele sektor doen en wat kan julle doen by Topicnet? Wat kan ons, hoe kan ons die informele sektor help, en hoe kan die informele sektor self ook help om as te bydrae in elke dorp? So, eerst is die informele sektor staan met baie potensiaal van mense wat graag beter lewe wil maak daar en wat entrepreneurs is. Wat moet die plaaslike owerheid doen en wat moet die sakesektor doen? En dis die uitdaging, en dis nie 'n maklike ding, maar daar niemand weet nie wat om daaroor te vra. Ek wil nie die nasionale begrotingsplan nie, dit gaan oor die kyk daaroor sê. Daar's geen nasionale beleid en daar's 2 jaar geskep. National Informal Business Development Strategy. Nou, hy is belangrik, want hy het plaaslike en provinsiale dimensies. Dit is die eerste keer ooit wat daar 'n nasionale beleid geskryf is. Maar, daar's 'n departement van small business ook. Maar die impak en implementering is baie moeilik, daar gebeur nie veel. Want niemand weet hoe moet om te vertaal van nasionale beleid na wat in Google toe gebeur. Ons moet net wat gebeur. Daai vertaling is moeilik van nasionale beleid. Okay, maar is so beleid en dit maak ek nog meer oor sê. Baie provinsiale regerings het deesdae beleide, die Weskaap Gauteng het een, dit is helemaal goeie dokumente. En ons werk met saam en so aan, maar weer is vertaling na die volksvlak is baie goed. Dan van die metro's het projecte, Kaapstad het 'n baie groot inisiatief, Durban het. En van die goed in Durban, ek gesien het ook het baie oulike resultate. Okay? En dit sê mekaar almal met plaaslike vlak is waar dit ons gebied. Maar die groot probleem met die metro's of die toepassing van die metro's is dat die konflik wat daar ontstaan tussen informele sektor besighede en die oudtydse formele sienings van wie mag wat waar doen. Insonering en goeders is die groot twist. Nou kom daar nog illegal trading by en xenofobie wat nog aangebod word maak en al die goed hier mekaar maak. Okay. Maar die belangrike punt is die tradisionele stadsbeplanning siening van die informele ekonomie het nog glad nie aangepas by Afrika. Okay. En ek praat nie verseer oor street traders wat in die middel van Kaapstad wil verkoop nie. Ek praat van die township. Hoe die regulasies en die sienings van bouregulasies en van sonering en wie mag waar bou goed, wat eintlik formeel geld vir die townships,
hoe dit glad nie klop met die werklikheid van hoe mense daar lewe en hoe hulle wil lewe. En dis waar die regulering kan en die plaaslike onderneming 'n groot probleem eintlik word vir die informele sektor. En dan op die ou end almal fokus op compliance en regulation en control eerder as support en enablement en hulp. So die grootste interaksie wat die informele sektor met die regering het, plaaslik, is eintlik 'n negatief ding. Dan sê jy mag dit nie, eerder is hoe kan ek jou help? Nou uiteraard moet daar 'n balans wees tussen die regte van mense. Dit is 'n komplekse storie, maar jy moet nou praat met al die partye en dit opgelos kry. Okay, net gou die woord formalisering. Ek weet nie of julle dit teekom in julle gesprekke op plaaslike vlak nie. Internasionaal die internasionale arbeidsorganisasie het groot projek aan die formalisering van werk. Nou dis die vakbonde, dat is net 'n vakbond het 'n rol. Geen probleem daarmee, maar hulle groot probleem is in die formele sektor is daar baie werknemers wat nie 'n kontrak het nie mediese sorg het nie en nie pensioenbeleid nie, hulle het 'n kontrak het. En julle weet daarvan, die labour-broking is een deel daarvan. Nou, hulle is baie daarteen. En elke keer as jy Anglo-American is, moet jou mense dan pragtig almal 'n kontrak hê en pensioen en so. Dit klink altyd nog redelik, dit maak sin. Maar as jy dit toepas op 'n informele besigheid, 'n seedling enterprise, dan is die verkeerde medisyne op die verkeerde tyd. Nee. Maar daai kon die eerste denke in die regeringskringe, want Suid-Afrika het 'n ding geteken van die ILO om informal employment uit te wis. Met hulle op eintlik informal employment in Anglo-America. Maar not vers of meer eintlik, né? Hulle dink nie aan die informele sektor, maar die hele ding is informeel. Okay? So, dit is 'n groot pluspunt. En dis waar die hele ding met die plaaslike regering kom, dat hulle fokus is op licensing en standaarde en belasting en goeders. Want dis daai taal van daai wêreld. Jy moet bewus wees daarvan. Jy gaan dit teken. Of dit formaliseer, dan kan hulle nou groei. Nou ek het natuurlik my ander standpunt gee oor formaliseer. Maar in die praktijk is hy dit teken. En by provinsiale regering is mense ook. Want dit is die maklikste antwoord eintlik. Of net formaliseer, reguleer en so, dis ons job. Eerder is om te bemagtig. My punt is, en weet die woord gebruik as 'n silo of 'n seedling, enterprise. Dink so daar. Daar is nie regering ontslaan om plat nie. Hy moet help. So, dan moet dit alles sê vir julle, as jy met die regering praat, watter vlak jy wil, moet jy hulle kop draai. Weg van regulate na enable. Weg van vrae, staan die plantjies nou mooi in 'n ry, teenoor groei die plantjies. Nou, ek het dit nog nie veel gesê nie, maar ek sien die beeld. Dit is ook voor jou gebruik. Nie jy luister maar ja, dat is die vraag. Jy weet, rank hulle mooi op en as hulle mooi ry en as hulle mooi gesnoei. Dis nie iets, ek dink, is groei. Is daar water en daar kunsmis, weet, het hy 'n stit. Okay. So my siening maar net vir die hele informele sektor, moet jy moet sien. Uiteraard sal alle ondernemings graag en dan formeel weer sterk genoeg wees dat ek kan belasting betaal en alles sal bly en alles is fyn. Niemand sal dit nie wil hê nie, maar dit is 'n pad soontoe wat ons moet bestuur en help en bemagtig. So ek probeer argumenteer by die regering oor daar's 'n spektrum van plantjies. Van die seedling tot die groot boom. Hulle het op verskillende stadiums verskillende goed nodig. Moenie nou die groot boom se regulasies toepas op die seedling. Daar's 'n spektrum. 'n Groei, dit is 'n ontwikkelingsbenadering. Beteken nou wat kleiner. Nou nou een persoon of twee persone is, hulle het almal verskillende groei. En daar ook van hierso. En jy weet van mense net al. Baie sê dit is entry survival, development, accountability, capital strength, justification, ensovoorts. Dit is waar die besig het van. So ek sê net, as jy wil formaliseer, jy smart formalisering doen. Okay, nou die laaste punt en dan is het al eindslag. Ek wil dan vir die regering sê, moenie met jou lysie kom maar regulasies nie. Kry 'n menu, spyskrag van goed wat mense nodig het. En dis hy privaat goed in en owerheid. Ek weet nie of jy dit weet. Maar die owerheidskant, is dit goed, soos water en sluit.
Sorg dat dit daar is. Né? Sorg dat besigheid per se is. Help daarmee. En as 'n lisensie nodig raak, vra 'n lisensie, maar nie voorhamer lisensie nie. 'n early stage lisensie vir die klein besigheid. Okay? En regulering wat help, nie wat beheer is. Okay? Befondsing wat help en opleiding wat help. Nou ek nou dat onderwys natuurlik moet noem. Maar die private sektor het net so belangrike deel om te maak te vind. Hierdie weet van finansiering en lenings is geweldig wat ons doen. En daar is dan 'n sirkel dan om 'n lening te kry en die eers grond besit, maar jy kan nie grond besit voor jy die lening het nie. En die regulasie sê jy moet dit doen, maar eers moet jy hierdie een hê. Dit is 'n onmoontlike wêreld van 'n julle weet vir 'n klein besigheid moet begin. As jy nou informeel is, 5 keer moeilik. En jy weet nie waar as die goed, jy het nie die kontak met die netwerk. Anyway, die private sektor was ook deelneem om ruimte beskikbaar te stel waar informele ondernemings kan hier in 'n fabriek oprig. Nie normaal is nie, maar 'n fabriek oprig waar jy kan meubels maak en maar. Maar jy kan mentor word, want jy leer van invoicing, van payments en betyds betaal en hoe werk 'n supply chain. Dis wat ons alles leer mense, julle is almal daar leer in julle besighede. Die informele besigheid moet dit leer. Maar hy kom nie eens op sy voete. So, my groot pleit is dat sakekamers moet met die plaaslike regering gaan sit om 'n tafel en verteenwoordigers van die informele sektor om oor die goed te praat. Hoe kan ons hom sterk? Nie hoe kan ons hom beheer? En jy sal ook wel die lysie kry en maniere kry. Ek weet jy nog twee goed noem wat ons opgetel het statisties nou, wat 'n groot issue is. Die eerste een, wat deze part van die media kan opgryp. Veilige premise, wat is die goeie woord daar? Perseel, maar dat gebouw. Dan weet jy kan toesluit dat jy goed elke aand bly, dat jy elke aand huise te vat nie. Dis een van die grootste kwesties van 'n veilige perseel, wat daar elektrisiteit is, wat daar water is, wat daar telefoon is, wat daar OS is, wat jy kan internet. 'n bemagtigende perseel. Nie 'n sypaadjie nie. Party mense wil op 'n sypaadjie wees, né? Maar as jy wil staal op 'n fabriek doen, wil jy nie 'n sypaadjie wees. Nou daai ding moet dit kry. Dat iemand of die sakekammer of die munisipaliteit of saam moet dit gedoen kry. Want dit is die een van die grootste impak van in terme van enterprise failure, okay? In jobs. En die wat oorleef het gewoonlik 'n wette perseel en hulle kan funksioneer daar. Hoe sal julle nou met julle besighede werk as julle die sypaadjie sit? Dit is van die moeilijke is. Ek in elke geval alles van toesluit en huis toe wat ons gekry het. Boekhouding. Ek sal ek kan nie weet as jy praat nie, maar een van die vrae wat ons vra in die opnames is, hou jy finansiële rekord van jou besigheidsyfers? Dis nie boekhouding nie, dit is net inkomste en uitgawes wat nodig is. Maar doen jy dit of doen jy dit nie? Dat is 'n reuse verskil. Die mense wat dit doen, is die mense wat werk skep, en wat winsgewend is en wat groei. En die wat dit nie doen of nie kan doen nie, kan baie moeiliker gaan. En dat is baie, ek weet dit dan, maar ek weet dit net nie met die kop wat ek die vloek is dat dit gaan ook al weet jy dat jy dit, né? En baie van die weet jy is ingewend. As die besigheid se geldsaak en die familie se geldsaak op boord gaan lê, het jy nie 'n prentjie van die besigheid. Jy kan hom nie sien, maar hy's verstreel. So as jy as eienaar van R100 van koste vir jou besit en jy nie aangeteken nie, dan weet jy nie die besigheid het dat vandag R100 betaal aan miljoene nie. Dan kan jy nie 'n prentjie in die besigheid. Of as jou kinders van geldsaak hou, dan boeke koop ons. Skoolskoene is gesteel op die sportveld, R200 werd. Jy sien dit nie as iets van jou besigheid nie. So, ek dink baie groot deel probleem van jou besigheid is dat jy indeponeer sien die besigheid nie wat hy in prentjie wil sê. Hulle reëls op. En jy eenvoudige hulp met boekhouding. En daai kinders uit mekaar uitskryf. Dat jy altyd sien van wat dit is. Daar gaan steeds vloeier wees van die besigheid in die huishouding. Jy kan opskryf. En jy kan sien, maar jy besigheid geld maak en nie geld. Ek kan graag by julle weet, maar wat sê wat ek sê? Prentjie. It's as simple as that.
okay? Dan sien jy jou besigheid, dan kan jy bestuur. As jy so lê, jy kan 29 op mekaar sit, dan jy dan as 19. Beskryf, jy kan nie sien maar aan. Nou, die mense wat die besigheid sy apart hou, doen baie beter. Mense kan dit wel verstaan. So een van die grootste ding wat jy kan doen, nadat jy die handel geappliseer is om vir mense te help van eenvoudige boekhouding. En julle weet almal baie daar. Dit is die prentjie van 'n kombi wat elke week in die town se ry en almal weet nou, sê hoe kan ek help met die mense hy opgehaal is. Nou my boek, wat het jy gekoop? Wat het jy verkoop? En ek kom weer Vrydag, en so sien ons wat doen, gaan we doen. Nee, ek sê kan ons iets doen. En dan, obviously, kan jy maar besigheid met praat, maar hoor is dat hierdie ding wat jy hier doen, weddings maak, werk nie vir jou nie. Jy maak het op die stap, die help jou niks. Maar die staalvensters wat jy maak, dit werk goed. Nou, jy weet het alles kan bestuur. Maar as jy netjies nie, kan jy nie bestuur. En hy dit vir mense soos julle is dit niks, jy ken dit, dit is maar algemeen kennis, wat jy moes aan kyk, en jy sê, maar dan skryf ook die laag op die kant, en die kant op, dat jy vir jou kind betaal, of jou vrou, of jouself, hoe gaan dit wees? Ek het dat ek my vorige denk, jy 'n massa verskil kan maak, aan die doen. Ok, dan alle goed, dan net soos jy daai jy moet dan beter word, die basis kry, sy kanse om 'n lening te kry by die bank of by die staat te kry, alles sal seker beter en hy begin soos 'n besigheid lyk. Alles is nog 'n voorbeeld. So ek het al my eie studies wys op daai twee goed, van 'n premise, 'n perseel en eenvoudige boekhouding het 'n groot katalisator effek. Nou goed, nou staan alles te sake van waar. Okay, so ek het maar net die prentjie van dink aan saailinge wat ons al selfstandig besighede maak. En dit beteken onder meer dat dit loskom van die besigheid af. Die los nie, maar hy moet op sy eie staan en moet sien. Ek het 3 bladsye hiervan goed, wat ek al nog wil opskryf. Van wat dat besighede werk of nie, kan met die individuele vermoëns, opleiding, skills, deels by die skoolstelsel, maar deels ook op besigheid. Dan kan ons baie doen. Dan is daar die deel wat van die besigheid se eie industrie uitgaan. Wat 'n mark is, wat 'n sektor is, wat gaan aan hoe werk sy produk, wat is die wins wat verdiend, wat is die groei vermoë. Daar moet jy kundig kry. Die derde is die regering se eksterne. En hier's wel 'n lyste in wat ek wou daarby uitkom, ek het op die dom. En daar's volgordes, wat hulle weer sê, voor jy kan doen net dit doen. En voor jy daai kan doen, moet jy eers die een al klaar doen. Voor jy nou hierdie paadjie kan doen, net van op die algemeen dalk formaliseer. Maar dis nie 'n doel gestel, dit sal gebeur. En ek dink julle mense, as julle iets wil koop af probeer, sorg jy goed uit. Die volgorde, wat is die ding op watter stap is die probleem? Is dit dan die regulasie of die landzoning of die belasting of die boekhou of net bietjie geld op perseel? Wat 'n volgorde lê nie goed, want hulle is soms baie meer stryd. Daarmee saam, dan vir die sektor. As jy nou nie meubelbedryf is, sal daar 'n ander volgorde wat jy goed gaan teekom as wanneer jy in die kosbedryf is. Of in die elektroniese bedryf, of rekenaarbedryf of kwekerijbedryf is. Maar ek wil op statureer dat jy net nou hierdie interaksies begin. Dink sektoraal. Moet nie net aan wijspriekers en straatverkopers. Dink sektoraal. En gaan kry mense wat in jou sektor belangstel en kyk hoe kan jy help. Maar die volgende stap is dat hulle begin deel van jou supply chain in die sektor. As jy 'n meubelfabriek het daar in George Bayer is, maar jy het 'n klein formele besig is, mense wat meubels kan maak, dan kan hulle vir jou deel begin verskaf. Gaan julle met saamwerk, want julle het 'n sektorale kundigheid nodig. Dis nie algemeen, dis sektor spesifiek. Okay. Wat ek wil sê oor die laaste ding, die National Informal Business Development Strategy is nie goed. Nou, as shared economic infrastructure facility, wie weet daarvan? Sy. Weet niemand. Okay, dis 'n fasiliteit wat van die munisipaliteit of die provinsie matching funds gee, maar wat die staat help het om te sien.
En ek het selfs gaan kyk vir in die parlement. Niemand gebruik dit nie, maar niemand weet daarvan. Of die provinsiale amptenaar weet daarvan, maar weet eintlik self is hoe access hierop nie. Hoe kry jy hom uit? En julle weet ook nie daarvan. Maar ek dink dis 'n area wat mens bietjie kan saamwerk, dat julle weet en dat die plaaslike regering weet van sy. En dat die stadsraad dan geld stem om actiefunds te kry vir die regering, en dan kan jy 'n hele buurt van tersiêre bou vir fabrieke in julle dorp. Nou is dit wat dit word nie gebruik. Die ander naamstorie van IDP, 'n sektor-spesifieke ding wat ook finansiering beskikbaar stel vir alle stads. Machinerie, technologies, want hulle praat van 'n FIC, van Partnering Informal Business Associations. Met munisipaliteite en business organisations. Maar dis wat julle moet aanpas. Private sector is enterprise development facilitation partner. Dis wat hulle soek. Daar's geld. Vind uit dit werk. En sê vir die informele skakel onderneming organisations, sê vir hulle dan en sê vir die plaaslike regering dan en sorg dit uit en kry die geld. Okay, so dit is ook landbou, geen hoofstuk landbou. Nou, as jy hoofstuk kan jy hoofstuk oor landbou. Dit is 'n belangrike deel, die sogenaamde non-farm economy. En wat is die invloed van die landbou op die dorp? Die probleem van die studies is ons gehad, die landbou ignoreer die plaaslike dorp. Hulle spring oor die dorp na die groot dorp toe of na die stad toe. Dit goeie rede is, maar dit beteken die impak van die landbou, omliggende landbou op daai meermaal informele ekonomie, op die hele ekonomie, is baie klein. Dit is komplekse probleme, nie alles wat, maar ek kan net sê, ergens die landbou se rol om oor dorpe te spring na die groot dorp toe, is 'n groot faktor vir die formele en die informele ekonomie van dorpe. Jy weet genoeg daarvan, maar ek dink as jy 'n landbou gesprek het vandag, dan is een van die vrae. Wat doen ons aan die plaaslike dorp? Dat ons daar bestuur en dat ons supply chain mense van daai dorp ons help met alles. Nie alles van die hoofdorp afkry in die groot dorp. Dit is in George bly. Wat nou 'n hoofdorp is. Nie alle van die klein dorpe moet ook. Okay, dat is ook om te sê. Ek weet die antwoord nie, ek kan dit vra. Oké, net al opgeving van die website. En dit is 'n fantastische website. Dit is fantastisch hier doen. Informele ondernemer en sê maar weet jy, wanneer dit is nie, kan hy van advies daar kry. Sal hulle dit weet. En as hulle maar kyk, sal dit so lyk. Ek vraag oor die formalisering of informele vorme te doen met persepsies. Is ek welkom daar, is ek ingesluit daarby. Om het hier te sê, die voorzitter van wat dit doen is baie nice, maar die persoon wat daar is, kan hy dit sien. As hy geïnteresseerd is, dat hy daar ook maak, lyk ek om daar plek waar hy welkom is. Ek weet wat die antwoord is. Ek sê net, hy wil die hele ekonomie verteenwoordig, en julle wil dit nie. Ek sê net 'n klein ding op die website, hoe mooi lyk, hoe mooi werk, hoe moeilik of maklik hy werk. Sê iets wat inklusief is, of nee, jy hoort nie. Dis dit baie moeilik. Ons is 'n land wat ons lank apart gebleef het. Maar die toeganklikheid wat daai 400 uur ding wat jy is fantasties. Ek vra nou die vraag, weet mense en dink hulle mag dit doen? Ek weet jy kry goed vertel aan. Maar dit is net hoe die beeld van formaliseer versus informeel word oral uitgesny. En as jy nou regtig die hele ekonomie wil omarm, is hierdie persepsie aspek waar jy nou kom. Maar ek dink baie net begin dit werk doen. Begin goed doen, goed verseker oplig. Ja, wat sal alle persepsie jy verdwyn. Ja, jy het staan pryse uitgegee. Ek weet jy sê jy het nie voorbeeld in reg genoeg. Dis alles is reg oor, né? Lyk as gisteraan hier, hoe lyk dit op? Ek leer daarby. Ek soek 'n prys vir die beste informele sektor bemagtigingsprojek. Ek soek 'n prys by julle. In elke dorp moet daar so 'n projek wees. Nie net een smart. Met 'n voorstel. 'n Informele sektor en element products. Wat wil jy sê oor bemagtiging? Dat jy dit daar aan jou aandag gee, want mense eintlik as jy na die landse generasie kyk, moet 3/4 van jou aandag gaan. Nie maar. Dat is die
armoede in elke dorp, nie, daar is dit elke dorp ons spreek. Dit bly oor die nasionale planne, dis nie die issue nie, gaan na jou dorp toe en doen dit. So, ek stel dit voor, ek stel dit aan borg as dit nodig is. Prys vir die informele sekuriteitsbewakingskollege kwestie in elke dorp. En kyk wat, waar kom julle met die jare op jou gas? Wat ek dan bly wil sê, jy moet iets opskryf. Dis gevalle sien. As jy dit wil doen, dan sê die nominasies vir die prys, moet ons net opskryf en sê wat is dit ons doen? Dat ons akademici en beleidsmakers kan beheer wat werk en wat werk nie. En van die lys van 3 bladsye wat ek wil gee, wat van hulle is belangrik is, reg verskil maak en wat ek moet reg. Dit is uitleer uit hierdie gevalle studies en die aan die prys kry. Dat julle leidingsreiskap neem om door die keer van kennis op te kry, van hoeveel magtig mense, hoe help mense kennis om julle sektor om sterker te word. Dat daar arme plantjie nie so kwesbaar is as die eerste ding om waar ek werk. Julle kan 'n groot rol speel. Dit is fantasties dat julle doen. Dan werk om te doen. En ek julle wil dit doen, ek hoop julle kan help om julle denke te stimuleer en te lei. En ek sal baie graag hoor wat julle doen, hoe vorder dit en help as ek kan, dat ons sit en dink met informele werk